Halleluja. Halleluja. Dankie Here vir 'n groot oomblik soos hierdie, Here. Waar ons mag vra dat die Gees van die Here oor ons kom, Here. En dat ons U getuies kan wees van nou af tot in alle ewigheid. Ons aanbid U in hierdie môre as gemeente, Here. Laat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, laat U wil geskied. In die hemel en ook op hierdie aarde. Ons erken vanmôre ons diepe afhanklikheid net van U af, Here. En ons sê dankie my God, dat U ons nader getrek het. Dankie Here dat U ons hier by mekaar bring. En dankie vir die voorreg wat ons gehad het om lof en eer aan U naam te kan besing in hierdie môre. En elke woord het vir ons 'n betekenis, Here. Elke woord lê daar waarheid in. En ons eer U om in hierdie waarheid te kan leef, Here. Ons prys U dat U hierdie waarheid ons deelagtig maak. En dat ons vanmôre met vrymoedigheid na U kan kom, net soos wat ons is, en genade kan vind vanmôre deur die geloof wat ons in Christus Jesus het, Here. En ek bid vanmôre, Vader, dat ons, my Vader, nie met die verstand sal glo nie, maar met die hart sal glo vanmôre, Here. Maar elke woord wat U tot ons spreek in Jesus naam. Seën elkeen dan hier teenwoordig. En al die eer en lof sal net na U toe kom tot in ewigheid. In Jesus naam. En die hele volk sê, en die wat glo sê, laat dit so wees. Prys die Here. Kom ons neem ons sitplekke. Ons is nog steeds besig met die tema groei in verhouding met God. Groei in verhouding met God. En vanmôre in hierdie verhouding met God waarin ons staan, moet ons besef, hy is die gewer. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat die son laat opkom oor die regverdige en die onregverdige. Hy is die een wat die reën op sy tyd gee oor die regverdige en die onregverdige. En daarom wil ek vanmôre met u praat oor dankbaarheid wat geloof verdiep. Dankbaarheid in verhouding met God om aan hom die erkenning te gee. Baie mense bid wanneer hulle iets nodig het. Maar wanneer dit hulle klaar ontvang het, dan dink hulle dis die einde. Maar niemand dink daaraan om terug te gaan en te gaan sê, dankie Here, wat U vir my as mens gedoen het. Dankie Here. Dankbaarheid is nie net goeie maniere nie. Dit is 'n geestelike sleutel wat ons verhouding met God verdiep. Kan dit weer sê, dankbaarheid is 'n goue sleutel wat ons verhouding met God verdiep. Die Bybel is ons wolk van getuienis wat die woord beskryf wat rondom ons is. En ons kyk na die Bybel en dan wys hy vir ons figure uit wat geleef het met dankbaarheid. Figure wat, sit so lank vir my op, Psalm 100 vers 4.
Figure wat sterker in die geloof ontwikkel het. Figure wat meer geestelike groei beleef het. Dan sê die skrif, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys hom. Wanneer ons in dankbaarheid leef, leef ons, groei ons, en ons leef in verhouding met God. Die dankbaarheid nie teenoor mense nie, alhoewel God mense gebruik om sekere dinge te laat gebeur, is ons dankbaarheid nie teenoor mense nie, maar ons dankbaarheid is teenoor God wat die voorsiener is. Sê vir die persoon langs jou, God is die voorsiener. Halleluja. Ek hoor julle nie, sê weer, God is die voorsiener. Jy moet dit glo vanmôre. Baie mense, baie manne in huise dink, hulle is die voorsiener en hulle moet aanbid word. Baie vroue, omdat hulle die meeste geld verdien, dink, hulle is die voorsiener en hulle moet nou aanbid word. Hulle moet die sê, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet nie laat mense vir jou sê nie, jy moet laat God vir jou sê. Jy moet laat God vir jou voorskrywe. Dankbaarheid verander ons fokus van die wêreld na God toe. Want die menslike natuur fokus maklik op wat hulle tekort het, wat hulle nie het nie. Wat verkeerd gaan, waar hulle benadeel word. En alles is emosionele ervarings. Maar wanneer ek begin dankbaar is met dit wat ek het, dankbaar is vir wat ek is, verander my fokus na, nie meer na hierdie wêreld nie, maar wat God reeds vir my gedoen het. Dan begin ek die dinge sien wat God vir my gedoen het. 1 Tessalonisense 5 vers 18. En ek wil hê op hierdie skrif, wat ons nou gaan lees, moet jy kyk na, dat die Bybel sê, wees in alles dankbaar. Nie net in sekere omstandighede nie, nie net in sekere dinge nie, maar ook in goeie tye en in slegte tye, in voorspoed sowel as in teëspoed, gesondheid sowel as in krankheid, wees altyd dankbaar, sê die woord van die Here. En ek wil hê jy moet let vanmôre dat die Here sluit niks uit nie, hy sluit alles in. Hy gebruik die woord alles gelowige, dat ek en jy in alles nou moet dankbaar wees. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Hoekom moet ek dankbaar wees as ek in moeilike omstandighede gaan? Hoekom moet ek dankbaar wees as ek gepynig word? Jy moet dankbaar wees, want dit is die wil van God. Hoekom is dit die wil van God? Want God het gesê, as jy nie vergewe nie, gaan ek jou oorgee aan die pynigers. En jy sal gepynig word, totdat jy bereid is om te vergewe. Sê die woord van die Here so? Ja, die woord van die Here sê so. So met ander woorde, in die bergpredikasie, ek gaan nie vir jou al die skrifte gee nie, jy moet die Bybel gaan lees. Matteus
5, 6 en 7 is die bergpredikasie. Die skrif sê vir jou en my, selfs in onsekere tye, in pynlike tye moet ons dankbaar wees. En in hierdie tye, wanneer ons dankbaar is dit 'n teken dat ek nie op my eie krag staat maak nie, maar dat ek op God vertrou. So met ander woorde, dankbaarheid is 'n getuienis vir my siel, vir my menswees en vir my opstanders en ook vir my vyande. Jy moet mooi hoor vanmôre dat ek op God vertrou en nie op mense of omstandighede nie. 'n Bybelse voorbeeld is Paulus en Silas in die tronk. Handelinge 16 vers 25. Hier sien ek, hulle was geslaan. Hulle was in die tronk. Hulle was vasgeketting. Is dit regverdig gewees? Nee, dit was nie. Dis omdat hulle die evangelie verkondig het. Dis omdat hulle die duiwel se werke teëgestaan het. Is hulle in die tronk gegooi. Omdat hulle kinders van God was, is hulle in die tronk gegooi. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Hulle het in hierdie omstandighede wat moeilik was, in hierdie omstandighede wat onregverdig was, in hierdie omstandighede waarin hulle self bevind het hulle God geprys. En wat gebeur toe? Toe God vertrou is, wat gebeur? Daar het 'n aardbewing gekom. En die dronkdeure het oopgemaak en hulle boeye het afgeval. En al die deure was oop gewees. En God bring hulle uit. Geliefdes in die Here, dankbaarheid verander nie net die omstandighede nie. Dankbaarheid verander ook die atmosfeer rondom jou. Want wat sê die man wat in beheer was van die tronk? Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om gered te word? Hierdie dankbaarheid, as hulle gelê en kla het, as hulle gelê en hulle oorgegee het aan hulle omstandighede, as hulle gemurmureer het, soos baie van ons die gewoonte het, dink jy die atmosfeer sou verander het, dat hierdie man sy hart vir die Here gegee het? Dink jy die tronkdeure sou oopgegaan het? Dink jy die krag van God sou aan daardie mense geopenbaar geword het? Jy sien, wanneer ek en jy in dankbaarheid begin leef, word die krag van God, sonder om iets te sê, geopenbaar. Die atmosfeer verander en mense gee hulle harte vir die Here. Wanneer ek en jy probleme by die werk het, uitdagings by die werk het, wanneer ek en jy finansiële druk ervaar, deur moeilike tye gaan, wil ek sê vanmôre, en ek wil sê, moenie dat die petrolprys wat opgaan, jou siel vasgryp in jou ekonomiese omstandighede en sê, hoe gaan ek dit maak nie? Moenie toelaat dat die ekonomie in die land se gebeurlikhede jou vasgryp in jou omstandighede nie. Begin God te dank wat hy reeds gedoen het. Begin God dank vir dat daar 'n uitkomste gaan wees. Begin God dank dat hy in werking sal bring, dat dit oor ons nie sal kom nie. En as dit oor ons moet kom, dat hy die uitkomste daarvan sal gee. Want jy is sy kind, gelowig. Dankbaarheid
skuif jou probleem, jou fokus van die probleem na God toe. Jy moet mooi hoor vanmôre. Dis wat dankbaarheid doen. Dankbaar, Here, om in hierdie situasie te wees. Want Paulus en Silas was dankbaar dat hulle geslaan gewees het vir die evangelie van Jesus Christus. Hulle was dankbaar dat hulle kon ly vir Jesus Christus. En ek weet vanmôre dat dit druis in deur ons menslike redenasies waardeur ons gaan, deur die radikale redeneringsvermoëns van die mens, die logika van die mens, dit druis deur dit in, maar ons dien 'n God almagtig. Ons dien 'n God wat nie met tyd gekoppel is nie. Ons dien 'n God wat nie met omstandighede gekoppel is nie. Ons dien 'n God wat bo tyd is. Ons dien 'n God bo omstandighede, 'n God wat almagtig, alomteenwoordig en alwetend is, kind van God. En wanneer ek en jy in hierdie omstandighede ons dankbaarheid aan God bewys, bring dit verandering in ons geloof. Dan bring hierdie dankbaarheid wat ons vertoon teenoor God, verdiep ons geloof. Want dit verdiep ons verhouding met God. Wanneer ons dankbaar is, onthou ons God se getrouheid aan die mens. Kom ons vat jou 'n bietjie terug na Noag toe. Die aarde vergaan met water. En God kom ooreen met die mens dat hierdie aarde nie weer met water sal vergaan nie. En wat gee hy die mens? Die reënboog. Die reënboog is nie maar net die reënboog nie, dis 'n ooreenkoms tussen God en die mens, dat hierdie aarde nie meer met water sal vergaan nie. Psalm 103 vers 2. Ons geloof word al hoe sterker wanneer ons God se dade onthou. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. En vergeet geen een van sy weldade nie. So wat is vir ons belangrik? Dat ons ook sal onthou wat God vir ander gedoen het en weet dat God dit ook vir my kan doen. Dat God nie net 'n aannemer van 'n persoon is nie, maar dat God se oë op hulle is wat hom aanbid en sy ore tot hulle gebede. En die skrif is baie duidelik hieroor. Die voorbeeld hier is die 10 melaatses. In Lukas 17 kan u dit gaan lees. Hier kom 10 melaatses na die Here Jesus toe. En geliefdes in die Here, hy sê hy gaan vertoon julle aan die priester. En daarna offer aan die voorskrifte van Moses. En wat gebeur? 10 word gesond. Nie net 5 nie. Die Here ons God gee guns deur die woord van Jesus Christus sy seun. En hy maak al 10 gesond. Maar net een draai om, val voor die voete van die Here Jesus neer en is dankbaar vir sy gesondheid. Weet jy wat vra die Here Jesus Christus? Het al 10 dan nie gesond geword nie? Waar is die ander 9 wat ook moet kom dankbaarheid betoon? Wat was vir die Here Jesus belangrik? Dat ons dankbaarheid moet bewys aan ons God, nie aan die kerk nie, nie aan die persoon wat vir jou gebid het nie,
Nie aan die persoon wat vir jou die Bybel gelees het nie. Nie aan die persoon wat vir jou die kursus aangebied het nie. Maar aan die God wat daardie hele kursus, daardie geleentheid in plek gebring het. Daardie God wat vir jou daardie uitkomste kom gee het. Aan daardie God moet ek en jy dankbaarheid betoon, geliefdes in die Here. Die mens verwag dat baie ander vir hulle moet kom dankie sê. Die mens verwag dankbaarheid. Die Here sê, as jy enige loon ontvang, enige dankbaarheid verwag, het jy jou loon weg op hierdie aarde. Dan het jy jou loon weg. Die dankbaarheid moet ons nie aan mense bring nie, maar aan God. En wat sê die Here Jesus vir hierdie een wat gekom het? Jou geloof het jou gered. Wanneer ek en jy dankbaarheid terugkom en ons sê dankie Here, U het my uitgered uit hierdie omstandighede uit, verdiep dit jou geloof, kind van God. En ek wil hê jy moet let, al 10 melaatses het gesond geword. Maar net een het die diepe herstel ter harte geneem. Net een het hierdie diepe verhouding van verdankbaarheid om aan God dankie te kom sê, het kom sy dankbaarheid bewys. Net een. Net een se dankbaarheid het sy geloof verdiep. Baie mense bid, Here help my. Here sien my raak. Here hoor my wanneer ek tot U roep. Here, luister na my stem wanneer ek vra. Maar wanneer God antwoord, gaan hulle voort met die lewe asof dit normaal was. Gaan hulle voort met die lewe of dit so moet wees. Maar dankbare mense kom tot stilstand en sê, dankie Here, U het my deurgedra. U het my swakke hand in die sterke hand gevat. Dankie Here, U was my herder. U het opgestaan teenoor my vyande. Dankie Here, goedheid en guns volg my elke dag van my lewe. Dankbare mense kom tot stilstand en dank God. En wanneer hulle tot stilstand kom en hulle dank God, is hulle verhouding lewend met God. En hulle bou aan hierdie verhouding met God. Geliefdes in die Here, waarby ek vir u wil sê vanmôre, dat u ook aan die verhouding met God moet bou. Want of u dit wil erken of nie, daar gaan dae in jou lewe kom, wanneer jy deur moeilike omstandighede gaan, waar mense jou nie kan help nie, maar net onsse God. Daar gaan tye kom wanneer jy emosioneel wrogings het, emosioneel afgemat is, wat mense jou nie kan opbeer nie, maar net die krag van God. En ek verwaar in my gees is reeds sulke mense. Maar wanneer ek begin dankbaarheid spreek en betoon, bring dit my nader en nader en nader aan God. Die dag toe Abraham vir Isak moes offer. Dink mooi. Toe hy die lem uittrek om Isak te slag. En God sê moenie, daar het 'n ram vasgeraak.
aan die takke. Dink u nie dat Abraham ook in daardie dag dankbaar was vir daardie ram aan daardie takke nie? God geloof, God geprys het nie. Psalm 50 vers 23. Dankbaarheid open die deur vir God se teenwoordigheid. Geliefdes, ek weet nie hoekom nie. Maar is nou die derde keer wat die Gees my dryf om die volgende te sê. Mense is so dankbaar. Hulle spandeer hulle tyd voor televisies. Mense is so dankbaar. Hulle spandeer hulle tyd op hulle telefone. Mense is so dankbaar, hulle spandeer ure van hulle tyd met videospeletjies. Mense is so dankbaar. Hulle vermors hulle finansies wat God aan hulle toevertrou, waaroor hulle goeie rekenmeesters moet wees op nuttelose dinge. Dit wat hulle liggaam nie kan voed en hulle dors nie kan les nie. Dit kan jy sommer in 1 Korinte 10 gaan lees. En ek weet nie hoekom die Here dit sê, ek moet dit sê nie. Gemeente, laat jou dankbaarheid jou nader bring aan God. Die skrif sê, die een wat dankoffer eer my. Hoor mooi. Die een wat dankoffer eer my. So hierdie mooi praatjies van ek het die Here lief. Eer ons God daarmee? Wat sien God vanmôre raak wanneer ek en jy hom eer? Wanneer ons dankoffers aan hom gee. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. So wat sê die Here? Ek praat van jou daaglikse lewe. Hy praat nie van die lewe hiernamaals nie. Hy praat van jou hedendaagse lewe terwyl ons op hierdie aarde is. Hy praat van hierdie aktiewe lewe wat terwyl ons besig is om hierdie wedloop te loop, kinders van die Here. Wanneer ons dankie sê en ons gee offers aan God, dan eer ons God. En waar ons God geëer word, is hy teenwoordig. So wanneer ek dankbaarheid betoon en ek eer God, is God se teenwoordigheid met my. Bybelse voorbeeld is Johannes 6 vers 11. Selfs Jesus, die seun van die lewende God, het dankbaarheid bewys. Dankbaarheid betoon. Kyk wat doen hy. En Jesus het die brode geneem. En nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit. So ook van die visies. Soveel as wat hulle wou hê. En wat was daar gewees? 5 brode en 2 visies. Hoeveel mense was daar? 5000 sonder die manne, sonder die vroue en die kinders.
Want die Bybel sê daar was 5000 manne. Geloof ek. Wat sê hy? Hy neem dit in sy hand en sê, dankie Vader, dat U my sal verhoor soos altyd. Dankie dat U my gaan verhoor soos altyd. Selfs hy, koning Jesus, het dankbaarheid betoon, voordat die brood vermeerder is. Geliefdes, hy dank eers. En toe gebeur die wonderwerk. Hoor mooi wat ek sê vanmôre. Hy dank eers. Sit vir my op Filippense 4 vers 6. Gelowig gesê, ek wil jou terugbring na die realiteite toe van jou lewe. Na die realiteite. Hierdie is nie 'n tipe godsdiens waarmee jy besig is nie. Hierdie is nie 'n tipe geloof wat iemand uitgedink het, soos broer en suster White, wat hulle eie geloof uitgedink het daar in die Midde-Ooste, en dis hoe die apostelkerk nou van tot stand gekom het nie. Hierdie geloof waarin jy staan, kom uit 2 Korinte 10 uit, toe Paulus sy apostoliese gesag verteenwoordig het en verdedig het. Hierdie geloof waarin jy staan vanmôre, kom uit die woord van God uit. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeekinge, kyk wat sê dit, met danksegging bekend word met God. Nog voordat jy jou begeerte ontvang het, moet jy reeds dankie sê. Dis wat die skrif sê. Sê dankie. Sê dankie. Maak dit bekend by God, maar sê dankie. Al kan jy nog nie die uitkomste sien nie. Al kan jy nog nie die voorsiening sien nie. Wees dankbaar. Begin om God te dank vir dinge nog voor dit gebeur het. Here, dankie dat U kos op my tafel sal voorsien. Dankie dat U my 'n uitweg gemaak in hierdie donker tye, en ek weet nie waarheen môre nie, maar ek weet U gaan vir my 'n weg maak. Dankie Here, dat al hierdie mense van my skinder, maar U gaan van my dra. Dit is geloofstaal. Dit is 'n bewys waar jou geloof lê. En wanneer jy hierdie dankbaarheid betoon, wil ek vanmôre vir jou sê, gelowiges, beskerm dankbaarheid jou hart. Romeine 1 vers 21. Die gevolg was geestelike verval. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie, kyk mooi wat sê die skrif, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Jy sien, ons fokus op die maklike deel, die verheerliking, die eer, want almal doen dit. Maar almal dank God nie. En kyk nou mooi, omdat hulle hom nie verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, het hulle onverstandige hart is verduister. Hulle het God nie verheerlik, hulle het God nie die eer gegee nie, hulle het God nie gedank vir dit wat in hulle lewe gebeur het nie. Wat het met hulle hart gebeur? Hulle hart het verduister. Hulle harte het verhard geword. Kind van God, ondankbaarheid lei tot klagtes.
Ondankbaarheid lei tot bitterheid. Ondankbaarheid lei tot ongeloof. Ondankbaarheid lei om te murmureer. Jy wil dit doen en omdat jy dit doen, murmureer jy. Pastoor, moet ons regtig so baie by die kerk wees? Moet ons regtig so baie tyd by die kerk spandeer? Wie is die man wat jou krag gee om jou werk elke dag te doen? Sê my, wie is hy? Nee, kom, is dit jouself? Is dit die brood wat jy eet? Is dit die vleis wat jy inneem? Wie gee vir jou daardie krag? Amen, dankie my broer. God gee vir jou daardie krag. Wie gee vir jou die mag en die krag en die heerlikheid om elke dag wakker te word? God gee dit vir jou. Hoe kan ons murmureer teenoor God? God gee vir jou, jy vra hom en God gee vir jou en dan murmureer ons oor dit wat God vir my gee. Ons het gevra vir 'n werk. Nou moet ons hard werk, nou murmureer ons oor hierdie harde werk. Maar ons het gevra, Here gee vir my. Wanneer jy niks het nie, sê jy, Here, ek sal enigiets doen, voorsien net aan my hart. Dan toon ons ondankbaarheid, plaas dat ons op ons knieë gaan sê, Here, dankie Here, hierdie werk is hard. Here, hierdie werk is moeilik, maar dankie vir hierdie werk wat U vir my gegee het. Nee, ons murmureer oor die baas. Ons murmureer oor die werksomstandighede. Ons murmureer oor die salaris wat ons kry. Ons murmureer oor ons omstandighede waarin ons leef. Dis 'n klap in God se gesig. En ek weet nie, dit staan nie op hierdie papiere, hoekom ek dit sê nie. Dit is 'n teken van ondankbaarheid. Maar dankbaarheid bring vrede. Dankbaarheid bring vreugde. Dankbaarheid bring vertroue. Twee mense kan dieselfde situasie beleef. Dieselfde, presies dieselfde. Die een sê, alles gaan verkeerd loop. Hierdie dinge gaan nie uitwerk soos wat dit moet uitwerk. Hy spreek dood nog voor enigiets begin het. En die ander sê, God het my al deur soveel gedra, hy gaan my hierdeur ook dra. God het al so voorsien, hy gaan my hierin ook voorsien. God het my hand nog nooit gelos nie, al was ek hoe swak. Maak nie saak in my omstandighede nie, God het nog nooit my hand gelos nie. Sy oë is op my en sy ore is tot my gebede. Halleluja, halleluja. Kind van God, ek sê vanmôre vir jou, dis die verskil tussen dankbaarheid, dood en lewe. Dood en lewe. En weet jy wat doen ons? As ons nie ons sin kry nie, dan hardloop ons rond, soos Saul ook rond gehardloop het. Van bakboord na stuurboord. En hy kon niks vermag nie. En dan gebruik ons die woorde, God is teen my. Maar kyk wat sê die skrif. Hom nie as God verheerlik of gedank nie. Dit het hulle harte verduister. Geliefdes, laat ons by die punt van vanmôre kom. Dankbaarheid
laat ons geestelik groei. Dank Kolossense 2 vers 6 en 7. Dankbare mense groei vinniger in hulle verhouding met God as ondankbare mense. Teendeel, as ek na die skrif kyk van Romeine 1:21, groei ondankbare mense glad nie. Daarom bly hulle by die melk. Geestelike groei gebeur wanneer, maar kom ons lees eers vers 6. Soos julle dan Christus Jesus, die Here aangeneem het, wandel so in hom. Ek gaan net enetjie terug. En soos party mense wandel, en hulle sê, ek het Jesus aangeneem. En in die manier hoe hulle wandel, die woorde wat hulle gebruik, ek wil net vir jou sê vanmôre, die omstanders wonder dan, het jy regtig die Here aangeneem? Want ek wil net vir u sê, wanneer ons in die lewe begin leef, maak ons dwaase besluite. Is dit nie so nie? Ons maak onkundige besluite. En daardie onkundige besluite kom tot ons kennis wanneer ons die Here Jesus aanneem. Is dit so? Nou vra ek vir jou, vandat jy die Here Jesus aangeneem het, hoekom bly jy vashou aan die wêreld? Hoekom bly jy vashou aan vrees? Hoekom bly jy vashou aan bitterheid? Hoekom bly jy vashou aan onvergewensgesindheid? Hoekom bly jy vashou aan die wêreldse dinge? As ek dan Jesus aangeneem het. Staan daar vanmôre geskrywe, wanneer ek Jesus aangeneem het, moet ek in die wêreld wandel? Kan ek nog in die wêreld wandel? Wat staan op die bord geskrywe? Wat sê God vir jou vanmôre deur sy woord? En ek glo dat die Heilige Gees nou met jou harte sal praat. Ons is nie skaam in ons siele om te sê ek het Jesus aangeneem, maar ek wandel nog in hierdie wêreld. Die woord sê vanmôre, as jy Jesus aangeneem het, moet jy in hom wandel. En God gee vir ons genadeperiodes waardeur ons gaan, sodat ons met hom daardie sake kan uitklaar. En weet jy wat? Maar wat is die verskil? Daar's 'n verskil om dinge op jou eie te probeer doen en met God saam te doen. Wanneer jy op jou eie dinge wil hanteer, is jy tot niks toe in staat nie. Maar wanneer God saam met jou die pad loop, is jy tot alles toe in staat. Gelowiges, kinders van God, vers 7, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is, in danksegging. Julle is in hom, dankie koning Jesus, dat u vir my gesterf het. Weet wat sê die mense? U moet nou my sonde vergewe. Hy moet niks. Dis genade, op genade. Deur die geloof wat jy in Jesus Christus het, dat God jou sonde vat en in die diepte van die see wegwerp. Maar jy moet opreg wees in jou hart. Jy moet opreg wees in jou siel. Jy moet opreg wees in jou verstand, gelowiges. Daarom wanneer ek na hierdie woord kyk, dan sien ek geestelike groei, waaroor ons vanmôre praat, groei nader aan God. Sien ons gebeur wanneer ons in Christus wandel. Nie in hierdie wêreld nie, in Christus wandel. Geestelike groei gebeur wanneer ons geloof opgebou word. Geestelike groei gebeur wanneer ons oorvloediglik dankbaar is. Oorvloediglik dankbaar is. Dan groei ons
Dankbaarheid hou ons naby aan God. En mag ek afsluit vanmôre, soos wat julle my die laaste tyd leer ken het, en ek met die Here gepraat het, praktiese maniere om dankbaarheid te leef. Met hierdie dankbaarheid wil ek vanmôre vir jou vra, begin elke dag met dankbaarheid. Voor jy iets vra, Here, dankie vir hierdie dag. Ons is so ingestel om net te vra, want die Here het ons gesê, vra en vir jou sal gegee word. Maar hy sê ook vanmôre, wees dankbaar. Nommer 2, hou 'n dankbaarheidslysie byderhand. Dis my so wonderlik, party mense loop al met so 'n klein boekie, en voor hulle my iets vra, sê pastoor, wag net 'n bietjie, ek moet hierso kan plek maak dat ek kan skryf. Hou 'n dankbaarheidslysie. Skryf elke dag 3 dinge neer waarvoor jy God dankbaar is voor in jou lewe. En wanneer jy dit begin neerskryf, wil ek vanmôre vir jou sê, verander dit jou denke van jou uitdagings na jou oorwinnings. Van jou probleme na jou oplossings. Om te wonder waar dit vandaan gaan kom, met sekerheid waar dit vandaan gaan kom. Dit verander jou denke. En dan, as jy in die moeilikste tye van jou lewe is, dank God. Dank hom in die moeilikste tye van jou lewe. Wanneer dit die swaarste gaan, dank God. Here, ek verstaan nie alles nie. Hoor mooi, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U in hierdie omstandighede. Hoor mooi wat ek sê vanmôre, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U in hierdie omstandighede. En dan, gaan vertel vir iemand oor God se goedheid. Dis stap nommer 4, gaan getuig van God se goedheid, van die woord skryf in Openbaringe 12 vers 11, en die duiwel is oorwin deur die bloed van die lam, en die woord van julle getuienis, gaan vertel, oorwin die duiwel deur getuig oor God se goedheid. Wanneer jy ander vertel, Psalm 107 vers 2, wanneer jy ander vertel wat God gedoen het, groei jou geloof ook. Ek wil net vanmôre vir jou sê, vir 22 jaar het ek gestudeer. Kennis nagejaag. Maar wanneer het God se woord in my begin groei? Die dag toe ek begin klas gee. Die dag toe ek begin met ander deel. Toe ek hierdie kennis begin deel, toe begin dit groei in my lewe. En ek is 'n lewendige getuie. En almal wat klas gee, steek bietjie die hand op. Almal wat BSOB kursusse aanbied. Het daardie kursusse nie ook begin groei in julle lewe toe julle dit begin aanbied nie? Psalm 107 vers 2. 107 vers 2. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. Die verlostes. Ek wil net vir jou vra, het God nie jou sonde gevat en in die diepte van die see weggewerp nie? Het hy dit regtig gedoen? Ek vra u weer, het hy dit regtig gedoen? Want hoe dankbaar baie mense is dit nie 'n teken dat hy dit gedoen het nie. En miskien sal jy sê, prediker, maar jy's hard vanmôre. Nee, ek is nie hard nie.
Dis God wat hier praat deur my. Ek is nou net die instrument. Ek kry saam met jou pak. En as jy my by trek, sal jy sien hier's 'n paar houe hier agter. Dit het reeds geval al. Hoor vanmôre. Hoor net vanmôre. Die woord van die Here. Daar was 'n man wat elke dag gekla het oor sy skoene. Toe hy eendag in die straat loop, toe sien hy 'n man sonder voete. Skielik besef hy, ek het baie meer om voor dankbaar te wees. Baie keer sien ons net wat ons nie het nie. Maar God het reeds soveel vir jou gegee. Dankbaarheid is nie 'n emosie nie. Dis 'n geestelike keuse wat ek en jy maak om daarmee saam te leef. Hoor mooi, dis 'n geestelike keuse. En ek herinner jou aan 5 dinge. Nommer 1. Dankbaarheid verander jou fokus. Dankbaarheid verdiep jou geloof. Dankbaarheid bring jou nader aan God. Dankbaarheid beskerm jou hart. Dankbaarheid laat jou geestelik groei. Wil jy nie meer maar in dankbaarheid gaan leef daar buite nie? En sê, Here, vergewe my vir die dae wat ek so gekla het en ek so ondankbaar was. Vergewe my vanoggend. Want dis wat ek vir die Here gaan vra. Vergewe my, Here, vir die dae wat ek so ondankbaar was. En as jy saam met my, ek gee nie om wie sien en wie sien nie, as jy saam met my voor die Here vanmôre wil sê, Here, vergewe my vir die dae wat ek ondankbaar was. Maar jy moet dit opreg bedoel vanmôre, dan staan jy saam met my, anders te bly maar sit. Jy hoef nie te staan nie, moenie staan nie. Moet dit nie uit gewoonte doen nie, moet dit nie uit dwang doen nie, moenie, maar as jy vanmôre net glo, Here, ek is so dankbaar dat ek hierdie woord kon hoor. Vergewe my in al die dae van my lewe wat ek so ondankbaar was. En daar waar jy staan, wil ek vanmôre vir jou vra, sê jy vir die Here waaroor jy ondankbaar is? Want ek het dinge waaroor ek moet vir die Here sê. En joune en myne is nie dieselfde nie. Dit is nie. Ons Vader in die hemel, ja, liefdevolle God is U. Ek kan vanmôre in hierdie woord, kan ek U liefde beleef, Here. Want U is 'n God wat ons voorberei vir die dag van môre. U is 'n God wat, Here, met ons spreek. U is 'n God wat omgee. U is 'n God wat vooraf waarsku. U is 'n God wat uitwys, Here. U is 'n God. Ja, U is ons God. En ons wil nie 'n ander God hê nie, buiten U nie. Here, ons kom vanmôre in die naam van Jesus Christus na U troonkamer. En U het gesê, alles wat ons in Jesus se naam vra,
Dit sal U vir ons gee. Here, ons bid vanmôre in Jesus naam dat U ons sal vergewe in elke vorm van ons ondankbaarheid. Here, seën almal hier teenwoordig vanmôre met kennis en wysheid uit die hemel uit. En ek dank U, my God, dat U nou vir elkeen vooraf gaan seën, Here. Met die gedrewe Heilige Gees wat U in elke hart uitgestort het, sodat elkeen in dankbaarheid sal gaan leef. In Jesus naam. En die hele volk sê, Amen. Mag die Here met jou wees.